Wat 'n dag is dit vandag? Ek dink dit is Sondag. En toevallig is dit Vadersdag. Wat my dan toe om die jeug vorentoe te nooi. En dat jy sê wat hulle wil doen vanmôre. Is van my voorreg om my sitplek te neem. Ek gaan hier op langs my vrou sit te praat. Een pa stap met geloof in sy hart. Hy wys vir sy kinders die Here se pad. Met liefde en wysheid dag na dag. Lei hulle nader aan God se mag. Wanneer die storms van lewe kom en donkerte aanrol, hou hy hulle in hande en bid saam. Vertrouend op God se heilige wil. Geseënde Vadersdag. Amen. Ons stop ons skouers. Die lewe is 'n reis deur rowwe tye. 'n Reis wat ons nie alleen kan stap nie. Spreuke 22 sê vir ons: 'n pa wys die regte pad. Partykeer val ons plat in die stop. Dit is daar waar 'n pa God se vaderhand wys. Psalm 103 sê: soos 'n vader moet ontferm oor sy kinders. Dankie aan elke pa wat afbuig, ons knie afstof en trane wegvee. As ons voete werp verder te loop, word julle skouers dan ons rusplek. Spreuke 17 sê: die eer van die kinders is al vaders. Dankie aan pa's wat die lewensreis saam ons stap. Geseënde Vadersdag. Jesus Messiah, you are welcome in this place. I feel your presence working here. Thank you for everything you've done for us. You've helped me and my family. God, you've been with our mothers and fathers every second and every minute. I know you'll be there for us. Oh God, you've protected me in the dark, and I'll praise you for that. Oh Lord, every second and minute, you are with us. No matter what I do or say, you stay and forgive me. And I thank you for my mom and dad and my family. You are our Heavenly Father, and I can't thank you enough, oh Lord. Ons so vir pastoor vra ons hiervoor te join. Soos Vadersdag is, dis nie 'n maklike pad om te stap nie. Ek dink enige vader gaan daai gaan. Dis 'n cute and cuddly stage, en dan is dit die terrible twos, en dan tantrums, en dan die onmoontlike fase van tienerfases, en dan raak hulle weer mens. So is ook die gemeente. Daar is 'n paar van ons wat cute en cuddly is, daar is 'n paar wat tantrums gooi, en daar is 'n paar wat nou die tienerfase is. Ons van die volgroeides wat nou vir ons insig en wysheid ook ingee. Ons gaan nou 'n klein blytjie van waardering vir pastore oorhandig. Daar wil Stefan hulle. Is ietsie kleins, maar die boodskap wat vandag daarmee saamgaan, as julle geskenkies kry is, die woord stel dit so mooi, van brood en water gaan ons nie alleen leef nie. So die Here voorsien in biltong en in wysheid. So is ietsie kleins wat ons gaan vir elke vader ook gee. Ons gaan vra vir Jandre om vir ons die seëngebed te doen. Ek sal elke vader net vir ons staan. Dit is 'n kosbare oomblik wat ons min van ons nog die voorreg het om ons pa vandag te kan sien en te sê, dankie Here vir die insig en die wysheid wat U hulle meeskenk om ons te lei. Here Jesus, ons wil net eers na U toe kom en vir U dankie sê, vir die Vader, bo alle vaders kom dankie sê, van eer gee aan hom. Here, dankie dat U ons vaders op die aarde lei, Here. Dat U hulle seën, Here, en dat U hulle vorentoe, hulle paai vorentoe gelyk maak. Here, ek kom vandag en ek bid vandag vir elke pa wat in hierdie gebou is, Here, en reg oor die wêreld, Here. Ons bid die seën af oor hulle, bly die bloed van Jesus oor hulle, want ons weet die geestelike vegter wat hulle moet veg, Here. Here, ek vra dat U laer engele saam met elkeen van hulle stuur en maak hulle wapenuitrusting weer sterk, Here. Here, ons bid dit al glad nie omdat ons is te doen, maar alleen in U groot, wonderlike en heilige naam.
Amen. Ons so vra dat alle paas net vir ons bly staan, totdat jy 'n geskenk in jou hand gekry het. Sodra jy 'n geskenk in jou hand gekry het, kan jy sit en gaan die Here aanduiding hê. My golwe het my oorval. Ek het gesink in my eie twyfel. My siel het in die stof geval. Maar in die chaos van my stryd hoor ek die fluister van genade. Ek maak jou weer lewend kind. Kom terug na my woord vandag. Ek's verdruk maar nie geweer nie. Ek's leeg maar hier kan val. Ek smoeg maar hier maak sterk o Heer. En my woord maak my weer vol. Maak my om en vir die woord Heer. Laat het dans soos 'n dier in my. Loop my terug na die teenwoordigheid. Waar die lewe in my hart weer bly. Maak my honger, maak my honger. Maak my lewend in die lig. Here, laat die vuur weer in my siel. Ek smag na die woord se krag en rigting. Ek was hier in die plaas laat sien met how I do. Here, verteenwoordig my, verlos my. In die woord vind ek my rus. Trek my nader aan die hart. Plaas die hand weer op my sien. Ek roep by die diepte seer, waar ek lang en donker was. Maar die woord word soos 'n lamp. Dit lei my terug na die pad. En wanneer ek val, ek tel my op. Wanneer ek leef verloor, gee ek weer. Elke asem is genade, Heer. Elke dag ek trou so naby. Ek's verdruk, maar U is naby. Ek's gewond, maar U genees. Laat die woord soos water vloei. Maak my dode hart weer leeg. Maak my honger vir die woord, Heer. Laat dit brand soos 'n vuur in my. Roep my terug na U teenwoordigheid. Waar die lewe in my hart weer bly. Maak my honger, maak my honger. Maak my lewend in die lig. Here, laat die vuur weer in my siel. Ek smag na die woord se krag en rigting. Here, roep my uit die stof. Lig my op met uw genade. Laat uw woord weer asem word. In my donkerste tye, ek smag en ek roep en maak my niet en maak my vry. Word alleen, maak my weer lewend in die lig. Maak my honger vir die woord, Heer. Laat dit brand soos 'n vuur in my. Roep my terug na U teenwoordigheid. Waar U lewe in my hart weer bly. Maak my honger, maak my honger. Maak my lewend in die lig. Here, laat die vuur weer in my siel. Ek smag na U woord se krag en rigting. Prys die Here, prys die Here. Het is wonderlik om te weet dat die Here in beheer is. Ek wil vir elkeen van die jeug en van hulle wat betrokke was met die uitdeel van die geskenkies regdeur van elke gediggie wat opgesê was. Anetjie het my verbaas, ek het nie geweet ek kan speak English so deliciously. En my boetie, hou so aan Afrikaans praat. Lekker julle. Maar vanmôre wil ek dankie sê dat julle ook weet dat biltong my gunsteling groentesoort is. En dit is 'n voorreg om dit te mag geniet. Nou dit is my vrou weet dit nou al vir 'n tyd lank.
So dan en wan, dan is die lewe druk, dan verkoop ek vir my 'n stuk biltong, en ek het so 'n prommes, hulle noem dit 'n biltongchom, ek weet nie hoekom nie. Gevaarlikste mens wat ek besit, want ek het myself 'n paar keer al amper verongeluk moet doen. Maar wanneer die lewe druk, sny jy so 'n stukkie biltong af. Partykeer vat hy 'n uur, partykeer 'n dag, partykeer 'n week. Maar elke snytjie manifestasie tot beterskap. Die ou mense het gekerf met 'n knipmes, onthou jy dit? Selfde manifestasie. Min mense wat vandag nog 'n stukkie hout kerf. Maar ek moet sê, ek kerf eerder 'n stukkie biltong wat ek kan hom gebruik na die tyd. Prys die Here, baie dankie weer eens vir elkeen. Is dit nie wonderlik dat ons op hierdie mooi dag in die huis van die Here kan wees nie? Dat ons hier is eintlik saam vir een groot doel en een rede. Is om die Vader te eer, die Vader van alle vaders, die koning van alle konings, die Here is sy naam. Môre lei die Here ons na Lukas die 15de hoofstuk, en ook vanaf die 11de vers. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, dis Jesus wat by die woord is. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy, dis die vader, het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in die land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood. En ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. En ek is nie meer waardig om U seun genoem te word nie, maar my soos een van U huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en ag jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer waardig om U seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Ek gaan later 'n bietjie verder lees in hierdie gedeelte. Maar wat vir my uitstaan in hierdie geleesde gedeelte is 'n paar dinge. Hoeveel keer het ons as kinders van die Here dit al verbring? Hoeveel keer het ons vir die Here gaan aandring op erfdeel en dit geneem en gemaak daarmee net soos wat ons wil en goed vind? Maar ons kies dit om dit daagliks te doen in die wêreld daar buitekant is gekend daarvoor. Maar iets wat vir my uitstaan oor hierdie jong man, wat nie almal op dit oor praat nie, is wanneer hy tussen hierdie varke sit, wanneer hy daar
besig is om homself te verlustig met die pele van die vark. Hy sê, hy soek dit, hy wil dit eet, maar niemand het dit vir hom gegee nie. Is direk weer 'n bewys iets wat hy weer groot geword het, dat jy nie vat wat nie in jou behoort nie. So dadelik sien ons dat dit wat die Vader se wil was in sy lewe, al klaar begin te oorspeel het in hierdie kind se lewenswyse. Hy het nie gesteel nie. Hy het nie gevat wat nie aan hom behoort nie. Ja, hy het gesondig, hy het verkeerde dinge gaan doen. Hy was die wêreld in en hy het allerhande dinge beproef en dit was verkeerd vir hom, maar iets wat vir my nog verder uitstaan is dat hierdie seun, hierdie jongste een van die Vader, dadelik erkentlikheid in sy hart vind. Hy sê, niemand wil vir hom die pele van die varke gee nie, weet hoe honger moes daai seun wees. Dis die hardste, ek wil amper sê verskoon my vir my Spaans, vieslikste stuk peel wat jy kan wil eet. Hy het so skoeterig en naasmaak, maar hy is kliphard. Jy wil nie na dit hou. En geliefdes, dat hy selfs dit weier om dit te vat. Nee, dit lê daar, die varke eet dit. Dis kos, dis voer vir diere. Ek weet nie of jy al besef het wanneer jy honger raak, hoe vinnig jy kan verkeerde dinge doen nie. Ons mans het 'n geneigtheid om, wanneer ons honger raak, so 'n bietjie knorrig te raak. My vrou het dit waar terug in die lewe besef. As hy opstaan en hy sê lekker, nie gee hom iets om te eet. En wanneer hy iets geëet het, dan lyk die dag ook sommer beter, is dit nie so nie? Maar die seun het nie die voorreg om dit self te doen. Hy het niks meer oor nie. Hy wat in 'n baie gegoede huis eintlik groot geword het, 'n pa met skape en beeste en 'n sekere landerye vol van wat nodig is om 'n huis te substansieer. 'n Vader wat die vermoë gehad het om die beste kleed te kon voorhou, selfs vir sy slawe wat saam met hom werk. Ringe vir hulle vingers en uit iewerste moes hy besef, maar ek het dit verbrou. Ek het dit wat ek voor geroep was, iewerste langs die lyn gelos. Ek het dit waarvoor ek op die einde van die dag voor moes lewe, het ek verloor. Sê, maar nou besef ek, hier in hierdie vreemde ver land wat ek sit, behandel hulle die slawe baie sleg. Jy word nie 'n bord kos of 'n slaapplek gegee nie, jy moet tussen die varke bly. Jy moet hulle oppas, want dit is 'n voltydse job. 'n Vark het sy eie gedagtes. Hy gaan waar hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil, en jy moet net daar wees om hom op te pas. So nou is daar nie net die oppas van hierdie varke, wat hulle eie gedagtes het nie, maar al die gevare wat daarmee gepaard gaan, vir hierdie jong seun, en hy dink terug. In 'n oomblikse tyd vang sy gedagtes sekerlik 'n visie, van die tyd toe hy groot geword het. Ek wonder of hy nie sy pa gesien handel het, in die veld, of iewerste in die huis met huishulp, of iewerste, en hy het gesien dat sy pa moet hierdie mense goed oor die weg kom. Hy het geweet dat as hy nou kan terugkeer, sy pa het selfs 'n beter manier gehad om agter die mense wat vir hom gewerk het, die ondergeskiktes, te sorg. Wat 'n voorbeeld van 'n vader. Om voor mense ook te lewe soos wat jy binne in jouself is. Die seun kry dadelik in die gedagte, as ek so toe gaan, my pa gaan my beter as 'n slaaf hanteer, as wat hierdie mense in hierdie ver land mekaar hanteer. Is dit 'n wonderlike gedagte dat jy weet, jou ouerhuis staan altyd oop vir jou. Ek is die jongste seun van ons huis. Ons is 3 boeties, my oudste broer is so 10 jaar ouer as ek, middelbroer so 7 jaar. Ek is by verre die laat lammetjie, die ouetjie wat ingekom het op die regte tyd. Die Here het 'n sin vir humor. My broers het geweet om die lewe te lewe, hulle het al die pakke slaag gevat. Ek het geleer uit hulle foute uit. So ek het geweet om te dodge. Is dit nie so nie? Jy het geweet om by die venster uit te klim op die regte tyd.
Jy het geweet om die kussing in die bed te los as ma kom kyk. Jy het geweet om 'n sagte musiek te speel dat hulle nie hoor wat jy eintlik mee besig is nie. Hulle het gehoor dat ons, dankie Here, ons het nie selfoon in ons tyd gehad nie. Want dan sou dit baie moeiliker gewees het, daar sou baie afsprake gereël gewees het. Maar vandag se vader sit met al hierdie goed. Daar's soveel afleiding. Daar's soveel aanduiding. Die hele tyd is daar bemoediging. Jou kinders striewel en struikel en hulle almal wil ook die tegnologie deelagtig wees en ons laat dit baie keer te vinnig toe want dan kom jy agter dit is nie ten voordeel van hulle nie, maar baie keer nadelig vir hulle om met 'n selfoon so vroeg in die hand te sit. En wanneer jy as vader baie keer 'n besluit moet maak, is dit nie altyd die maklike ene wat lei nie, want jy wil ook tog jou kinders gelukkig sien. Baie van ons gee in en gee dan maar die ou selfoon of gee maar die ou ding en gee maar die en gekoop maar daai en ons gee maar soos wat ons hart op dit vind om te gee. Weet jy, ek het dit altyd gesê, ek weet ons het dit baie moeilik gehad, so my kinders sal meer hê as wat ek gehad het. En dankie Here dat hy my toegelaat het tot dusver toe, om dit wel so te kan uitleef. My droom hier in die hoërskool was net 'n 50cc motorfiets. Ek sou skool toe gery het en die man gewees het. Maar dit was nie in die vermoë van my vader om vir my te doen. Nou ek weet nie of ek dit nou vir my seun sal doen, want hierdie ou het geen rigting nie. Hy loop agteruit en ek hou hom dop en ek sien dat hy sukkel om vorentoe te gaan en stamp hy die ouens agter hom. Hoor jy hier en ek check jou. En sussie ook. Dit is asof hulle iewers maar nog steeds die hand nodig het om vorentoe te gaan. In die huis werk dit so, ma kan leer, sy kan hulle alles leer, maar sy kan hulle nie tot berusting bring. Dis die pa se stem in die huis, wat die kinders ewe skielik tot stilte rig. Hy sê, stop dit nou! Wie ken dit? En as die stop dit nou uitgegaan het, toestel, meise in die huis. Maar weet jy, dit is hoe dit werk. Die Vader het vir ons autoriteit gegee in ons huis. Om te kan handel volgens wat hy wil hê ons moet doen. Maar baie vaders misbruik baie keer die autoriteit binne in die huis. Nommer 1 wil ek vir elke vader hier sê, he that kneels before God can stand upright in the presence of kings. He that kneels before God can stand upright in the presence of kings. Hy is nie ondergeskik ten opsigte van die wêreld en presidente daar buite nie. Hy is geskape as 'n man. Die Bybel sê, wees manlik, wees sterk. Weet jy, geliefdes, ek wil vir julle sê, dit is een ding wat die wêreld vandag van die man en die vader wil ontneem. Is manlikheid. Weet jy wat ek gaan vir julle sê, dis tyd dat mans, vader, hulle regmatige plek inneem. Nie net in die samelewing nie, maar binne in die huis van die Here ook. Want wanneer die priesters van die huis bymekaar kom, dan werk God. Wanneer die priesters hulle krag saamspan, beweeg die krag van God. Die krag is nie om teen mekaar te beklei nie, hoor. Die krag is daar om saam te voeg om teen die een ding wat ons almal in gemeenskap het, die vyand teen te staan. Nie te gaan veg. Die Bybel sê, weerstaan die vyand. En hy sal wegvlug. Ek weet, die Here het 'n baie sagte plek vir vroue. Ek het dit so genoem ook, vrouens se gebede word geantwoord. Weet jy, selfs die Bybel maak melding daarvan, dat wanneer 'n man met sy vrou in verskil is, dan hoor God nie eens daar die man se gebed nie. Weet jy hoekom? Die Here het ons wysheid gegee, broer. Die Here het ons wysheid gegee. Jy weet hoe dit is om wys te lewe. Weet jy, dit maak nie van jou 'n sissie as jy jammer sê. Dit maak nie van jou 'n sagge aarde as jy sê ek is verkeerd.
Maar weet jy wat? Erkenklike hart kan voor God bestaan. Soveel so, dat hierdie seun, toe hy erken dat hy verkeerd is, dit nie net om 'n swaai by hom gebring het nie, maar by sy vader huis. Hy het nie gesien wat aangaan. Hy het nie geweet wat kom nie. Hy was alright met dit wat hy bedink het, as ek daar kom en my pa gee my 'n pak slaas, is dit alright. Want dan het ek dit eintlik verdien. Hy het daar geweet. Maar hy het ook geweet, sy pa sal die slawe beter hanteer. En toe hy kyk, oor 'n afstand sien hy sy seun aankom. Die vader kyk na een van sy diensknegte. En hy sê vir hom, gaan haal die vetgemaakte kalf. Weet jy wat beteken dit vir my vanmôre? Die vader het geweet, sy seun sal iewers te berou hê, want die woord van die Here sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, en selfs as hy oud word, sal hy daarvan nie afdwaal nie. Hy het geweet, hy het die seun geoefen volgens dit wat die eis van sy weg is, en wanneer hy dan daar op daardie punt kom, sal hy terugkom. Die Here gee vir ons elke male, elkeen van ons broers en susters, wat hier sit, die geleentheid om te kan terugkom na hom. Wat vir my so wonderlik is oor die hele situasie, is dat daar 'n vetgemaakte kalf is. En jy hoef nie net 'n vetgemaakte kalf vir geen rede nie, om vir 'n baie spesiale geleentheid. In Suid-Afrika wag ons vir die Kerstydperk en vir Paasfees om daai vetgemaakte kalf te kry. Daardie dag het hulle feeste gehad. Die vetgemaakte kalf was nie gehou om geoffer te word. Hy kon nie geoffer word nie, want hy het 'n probleem gehad, hy het vet gehad. Dit moes 'n vlekkelose lam gewees het wat geoffer is. So hierdie kalf was daar geplaas, was daar gehou vir die arrivering van sy seun. Hy het geweet, sy seun kom terug. Elke vader het 'n belofte en het 'n behoefte. My behoefte is dat my kinders die Here sal dien. Hulle begeerte is om my te sien om dien. En weet jy, dis hoe dit werk vir ons. Ek dien die Here. Ek sê vir my vrou in die week, ek dwaal van die pad af as jong seun, ek het groot geword in lede in Christus Kerk. Maar die wêreld daar buitekant het sy liggies het maar geflikker. En ek is in die wêreld in en ek het 'n klomp dinge in die wêreld gaan doen en ek het verbrou en ek is een van daardie wat kan sê, Here, dankie dat U my teruggebring het in U huis. Here, dankie, ek weet ek het so 'n bietjie anderste gaan optree, ek het so 'n bietjie gaan verbrou, ek het so 'n bietjie gaan verkansel aan die erfdeel. Maar Here, toe ek terugkom, toe staan die deure vir my oop. Weet jy, toe ek terugkom, kerk toe besluit ek, luister, ek sit alles in. As jong seun het ek so 'n bietjie klavier gespeel, maar my twee boeties, my oudste broer, was al 12 jaar vooruit, hy was in die hoërskool en besig met sy eie dinge. Maar my middelboetie, hy regte middelkind syndroom. Hy trap baie onderste oukie, dat hy weet hy sy trap. En ek het so 'n bietjie klavier begin te speel. Ek is die ouetjie wat die Bybel gelees het op die ouderdom van 9 jaar oud, het ek die Bybel vir die eerste keer deurgelees. En dit het nie so mooi gesit met hulle wat so boks en rugby speel en al die goed te doen nie, en die klavier het dit nog aangevuur. En hy het vir my gesê, man, jy kan nie klavier speel, hy sê, sissies wat klavier speel. Ek gaan boksak maar, en ek kry my brein bietjie los te slaan. Ek gaan doen kickboxing en ek kry my die rest van my liggaam los te skop. Maar weet jy, dit is hoe dit werk, en nou is daar iets iewerste, en toe ek tot bekering kom, te besluit ek gaan vir die Here musiek maak. Ek kry my eerste gitaar in hand op 'n baie interessante manier. Hulle steel my pa se bakkie reg voor die huis, ek spoeliesman, ek's aan diens. Werk in dieselfde wijk waar my pa hulle bly en in 'n paar minute se tyd vat ek die bakkie terug en ek arresteer die verdagtes. My pa is so bly, vra my wat wil jy? Ek sê gitaar.
Hy koop vir my eerste gitaar, nie baie duur ene nie, maar ene wat kan werk. En ek hang my gitaar op daar teen my vensterbank. As ek verby hom loop met hierdie kromgebokste vingers sukkel ek maar. Verstaan nie, niemand wil 'n ou leer nie. As jy nou al in 'n snaakse bedryf was, gaan kyk in die musiekbedryf, niemand wys mekaar nie. Jy betaal boete as jy wil leer. Maar ek gaan en ek sê vir die Here, help my om 'n paar drukke te kry en ek kry so 3 drukke. Op waar die stadium is ons in 'n gemeente waar die musiek is. Ek kry my ma of jou ma ou gitaar op te tel, sy speel flats. Soos by boeremusiek, so plat. En ek help haar en ons kry die gitare ingestem en ons gaan speel ons eerste keer in die kerk en ek besef hoe waardevol dit is wat ek verbrou het. En van daar af koop ek 'n klomp musiekinstrumente en dit hang my huis vol en ek het konsertinas en saksofone en doedelsakke en ek het mandoline en banjos en alles wat jy kan aan dink en as daar nie een is wat ek kan kry en dan bou ek. En ek begin uitbrei in die huis en weet jy vandag besef ek, dit was nie so groot vir my nie. Dit is 'n nalatenskap wat ek vir my kinders los. Ek kyk daai ou so ek klim agter die klavier en dan speel hy hom soos wat hom ek my hele lewe lank dit gedoen het. Dan speel hy hom soos of hy hom al vir jare speel. Klim agter 'n instrument en dan leer hy so en ek kon dit nooit regkry. Maar die Here weet dat jy die seun moet oefen volgens die eis van sy weg. Want iewers te gaan die Here hulle ook gebruik vir die doel van sy koninkryk se uitbreiding. En weet jy, ek kom agter dat ons onder mekaar geleer deel het. Dis nou nie net meer 'n klomp diensie musiekspelers nie. Ek sien hier in die kerk is wat besig om iets te gebeur. Maar in Louise het dit begin hoor. Ek wil net vir haar net daai trippie gee. Weet jy, die ewe skielik is daar 'n paar handdrukke en goed wat uitgaan en die volgende oomblik sien ons 'n klomp jong kinders is besig. Ek hoor 'n rukkie terug by die jeug is daar stomme jeugband. Is dit nie wonderlik nie? Toe speel hulle hier in die kerk en hulle dans en eer die Here. Is dit nie wat ons as ouers wil hê nie? Maar kom ek gaan vir julle dit vertel. Hoe lank is jy al die verlore seun? Hoe lank sit jy al tussen die pele? Hoe lank het jy nog steeds gesit daar en gewonder hoe dit sal wees om met daardie pele net jou mag te kan val? Vanmôre is die Hemelse Vader in jou middel om te sê, ek wag nog steeds vir jou. My deur was nog nooit toe nie. Ek was nog altyd daar met die verlange dat ek jou wil bekleer met die beste. Ek het gemaakte kalf. Wag net vir jou. Daar's geen belofte dat as jy die Here dien, dit net goed gaan. Daar's baie keer moeilikheid wat toe volg. Maar weet jy, kom ek gaan vir jou een ding sê. Daar's geen beter pad as die pad van die Here nie. Amen. Hy maak dit verdraaglik. Nommer 1. Nommer 2, begin jy dinge verstaan en uit 'n ander perspektief uitsien as wat jy dit nog ooit gesien het. Hy maak vir jou deure oop waar daar geen deure was nie. Hy maak vir jou vensters oop waar jy nie eers geweet het vensters was nie. En op die regte tyd laat hy sy seën uitstort oor jou en anders staan verslae wanneer die vetgemaakte kalf namens jou geslag word, wanneer jy bekleed word in die allerhoogste se klere dra en ringe van glorie aan jou vingers kry. Daar is al mense wat terugkyk vir my sê, ek weet nie hoe jy dit doen nie. Hoe jy nog so voor in die kerk vir die Here kan werk nie. Ons het al nog gedink, jy kan al jou ou maniere vir jou opgeneem. Ek is klaar met die pele van die varte. Ek het klaar die varte opgepas. I've been there, I've done that, I won the t-shirt, die t-shirt is al weggegooi. Maar my Vader huis is daar vir my plek. Is daar vir jou plek.
Vanmorgen kom die Here met hierdie herinnering vir my en u. As jy al gevoel het soos die verlore seun, en jy weet wat jy aan skuldig is, dan weet jy vanmorgen praat die Here direk met jou. As jy nou nog nooit verlore was, prys die Here. Jou pa het jou goed opgeleid. Of sy pak 'n slaaf as jy moet werk. Maar kom maar gaan vir een ding vertel. Die Here maak 'n weg vir sy kinders. Die Here ken jou, hy sê in jou moederskoot toe hy jou kunstig saamgeweeg het, het hy geweet wat sy pad aangaande jou kies, ken. Hy weet wat sy gedagtes aangaande my en u, dis nie 'n gedagte om te gaan vergaan in die wêreld nie. 'n gedagte van voorspoed en nie teenspoed nie. 'n gedagte van beterskap en nie teenspoed nie. Weet jy, vanmôre is die Here se uitnodiging vir elke vader, vir elke seun, vir elke kind. Dien my in gees en in waarheid. Kom maar gaan die een ding vertel, wanneer boodskappe soos die uitgaan, dan stuur dit nie altyd so lekker na die gehoor nie. Mense wil hoor hoe oulik en hoe pragtig hulle is, maar daai pad gaan jou nie na die hemel toe vat. Vanmôre staan ek hier, waar ek staan, omdat ek kon buig voor die Vader, en sê, Here, ek het saam met die varke gewees. Maar vanmôre ruil ek die gedagtes vir beterskap. Ek is klaar met die wêreld. Ek is verby dit. Wêreld kan my niks meer bied nie. Dit lyk partykeer so maklik. En ouens ruil so vinnig enige iets in vir iets anders. Want ek het nie 'n roemryke glans in kasteel wat ek in woon nie. Ek bly in die Here se huis. En koning Dawid het vir my gesê, dag aan die voorhoewe. Ken jy daai geskrifte? Dag aan die voorhoewe van God is beter as 1000 jare. Ja, dan kom moeilike tye selfs in die pastorie en dan moet ek maar pa wees. Partykeer moet ek streng wees en sê, nee! Partykeer moet ek mooi sit en verduidelik en ander kere moet my vrou maar pleisters plak. Op my en die kinders. Maar beleef jy dit ook so? Of is hierdie pastorie uniek? Want ek weet hoe om te lewe. Ek sê daar in die huis, gaan in Suster Elmarie se kar werk. En ek sê vir Eben, gaan haal vir my 'n nommer 10 spanner. Lekker groot toolbox daar. Al die spanners lê so. Al die nommertjies op. En hier kom jy met 10 spanners op. En 'n tang vas dit nie werk nie. Ek besef ek hy gaan nie 'n mechanikus wees nie. Ek sal hom aan 'n ander rigting moet vat. Maar na die tyd besef ek die mannetjie het Vetkoekpaleis gekyk. En ook nie snop nie. En hy het 'n sin vir humor groter as wat ons kon besef. Want iewers in een van die episodes bring die vrou vir haar man 10 spanner. Ja. Het jy dit gereageer? Wat het Pater teleurgestel? Gevangelik in sy trappe. Maar jy hoor wat ek sê. Ek maak hulle groot met 'n sin vir humor. Ek het 'n sin vir humor. Jy sien dit in die dienste. Ek bring vir julle die boodskap sterk en hard, maar ek bring ook so 'n bietjie lag in. Want weet jy, ek glo as jy lag, dan breek daar 'n klomp. God wil die vreugde in jou sien opkom. Hy sê Vader oor jou. Hy wil hê jy moet huppel soos jy staan. Hy wil hê jy moet bly wees. Hy wil hê jy moet weet, jy moet uitsien na daai vet smaak dit af. Hy wil hê jy moet weet dat sy huis van oorvloed is. Weet jy, as jy nie in die huis van die Here kan lag nie, waar kan jy lag? En as jy nie van die regte goed kan lag nie, waarvoor lag jy dan nou eintlik?
Vanmôre is die Here in ons midde. Ekskuus dan, ek het dit nie gehoor nie. Kan nie, as 'n man nie mag simpel wees, wat mag ons wees? Partykeer doen ons dit nou net om 'n vrou ons te laat beter voel. Maar weet jy wat sê ergste ding van alles? Hulle glo dit. Johannes 3, of 3 Johannes, die boek van Johannes, skryf die volgende skrif, van gaande dit wat ek vir u gesê het vanmôre. 3 Johannes 1 vers 4, hy sê ek het geen groter boodskap as dit, dat ek hoor dat my kinders die waarheid wandel. Kinders, wil jy jou pa eer vanmôre? Ek weet daar's van u wat sy aardse vader nie meer daar is nie, maar hy wat bo jou aangestel het, is nou jou vader. Hoor julle kinders van my? Wandel in die Here. Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word. Weet jy wat is die grootste eer bring in jou vader? Om die Here voor hom te dien. Ek kan dit met soveel opset sê, hulle kan sê wat hulle wil, wanneer ek die Here dien, dan maak dit vir my in 'n ander rigting, 'n blydskap gee aan my ouers, wat hulle gister nie gehad het. Ek gaan nie vertel wanneer die Here een in huis red, dat is dit die jongste. Is dit uiteindelik om die hele huis te red. Ek kan verder gaan en ek kan preek oor die tweede seun, maar gaan ek nie doen vanmôre nie. Want die Here wil vir jou sê, as jy die verlore seun al was, maak nie saak die jongste, die oudste of waar jy was nie. Die Here het 'n plek vir jou. En hy plek is nie in die stalle in die rooi nie. Hy plek is op die koninklike bed wat hy vir jou voorberei het. Hy plek is by die kaggel met die vuur wat hy vir jou aangesit het. Hy plek is met die goue kleed wat hy vir jou voorberei het. Met die ringe aan jou vinger wat hy bedoel het om te dra van die begin af. Al het jy dit verkansel, is daar nog steeds 'n plek vir jou. Is dit nie wonderlik dat God 'n God van nog 'n kans is? En weet jy wat, is ons nie dan mans van nog 'n kans nie. Gee jou kinders nog 'n kans. Maak nog 'n plek vir hulle. En weet jy wat, leer hulle om die Here te dien. En wanneer jy hulle leer om die Here te dien, verder vorentoe, dan gaan hulle nie steel nie. Hulle gaan nie gaan roof nie. Hulle gaan nie die varke se pele eet nie. Hulle gaan terugkom na sy huis. Ek het dit al vir u vertel in soveel woorde, dat dit maar swaar daar was in ons huis. Weet jy, ek is baie lief al die jare vir 'n stukkie brood tot vandag toe. Van name vars brood. Ek eet vandag net bruidbrood. En bitter min daarvan. Maar toe ek jong was, ek kon nie verby 'n brood loop. My pa het geweet ook. So daar was altyd vars brood in die huis. Ek weet nie of hy dit gedoen het om my te tart of om my groot te kry nie, en my dan uit te kry en dit te laat, maar daar was altyd om nie 'n vars brood. En ek het by hom geleer om so skaapwagter sny te sny. Ken jy hom? Niks lekkerder. As jy daar verby die broodblik beweeg en jy loop aan die ander kant uit met so 'n stuk botter. Wat daai brood. Ja, ek was stink ek het so met die suiker saam met die botter opgeëet. Dit was die soetste ding wat ek geken het as kind. Maar weet jy, daar was altyd 'n voorsiening in my vader se huis vir 'n stuk brood. Weet jy wat sê die Here vir my vanmôre? Wat sê die Here vir u vanmôre? Jy sal nie lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat van God af uitgaan. Vanmôre gaan die woord uit vir u en my. Weet jy, die Here roep sy kinders, sy seun, sy vader, om hom te dien in gees en in waarheid. Weet jy, hoe sal die gemeenskap draai wanneer die vaders van Sekunda hom begin te dien in gees en waarheid? As die kerke begin te vol raak, en die baars en die pubs begin te leeg raak, en die jolprekker raak al hoe minder, weet jy wat gaan gebeur? Die wêreld sal hom 'n keer kry, as die vaders begin te staan vir die Vader
van die hemele. En weet jy wat, ek dink, broer Angus Bakker moet dit baie mooi verstaan, hy het Mighty Men's Conferences gehou. Dit het na die tyd 'n verkeerde draai gevat. Maar weet jy, kom ek gaan nie vertel, maar as ons hier begin te net Mighty Men vir God wees, vaders vir sy huis begin te optree, dan sal ons toekoms van ons kinders verander. Ek wil 'n ander land sien, ek wil 'n ander plek sien, ek wil 'n plek sien van vrede, ek wil 'n plek sien van deernis, ek wil 'n plek sien waar daar werk is vir my kinders, dat hulle nie hoef te vlug na 'n ander land toe nie. Ek wil vir julle sê, wanneer ons begin te saamwerk, en wanneer ons begin as vaders saam staan, dan begin besigheid makliker. Ek ervaar die salwing van die Here hierso. Wanneer ons mekaar ondersteun as mans, en weet jy wat, susters, dan kry jy ook die vrug daarvan. Jy, broer, jy is die priester van God in jou huis. Ek vertel hierdie rendisie van hierdie saak baie ernstig. Dit is een van die dinge wat hulle my voor onthou in Brits, ek het baie jare terug gehoor van 'n kansel af, in Ledingskerk waar ek betrokke was. Ek vertel dit by 'n inseëndiens, wat opset vir 'n vader. Ek sê, seun word groot onder sy pa, en sy pa sê vir hom, jy volg nooit my voetstappe nie. Ek sê vir hom, jy doen wat ek vir jou sê, jy doen nie wat ek doen nie. Maar wat hy nie rekenskap mee geneem het nie. Sy sê, het groot geword, en hy is weermag toe, en eendag kom hy op 'n pas terug. En toe hy terugkom, toe vind hy sy vader nie by die huis nie. En hy loop, en hy sien maar daar, by 'n kroeg sit sy pa, geniet homself. En hy staan nader, en hy kyk deur die venster wat aangaan, en hy weet dat hy vir al sy lewe lank nie gedoen het wat sy pa doen nie, maar gedoen het wat sy pa sê. En hy loop by die kroeg in, en hy gaan tip sy pa op die skouer. Sy pa draai om, en hy sê, van, het ek nie vir jou gesê om nie my voetspore te volg nie? Of het ek nie vir jou gesê om te doen wat ek nie doen nie? Hy sê, vader, ek het net jou voetspore hierheen gevolg. Vader, as jy die Here dien, sal jou kinders in jou voetspore volg. Hulle loop maar net soos wat jy loop. Hulle loop maar net in die voetstappe in die rigting wat jy loop. En sien, as jou pa die Here dien, dogter, loop maar in hy voetspore. As jou pa voor die Here buig jy voor die Here. En weet jy wat? Jou hemelse Vader sal jou eer. En hy sal daar die vetgemaakte kalf vir jou slag. As jy dit doen. Party van ons het maar krom en verdraaide vaders. Maar eer hulle deur om die Here te dien. Is nie nodig om 'n tyd te rendisie oor wat jou pa doen en wat hy nie doen nie. En hoe sleg hy is nie. Wie is jy dan die Vader? Breek jy dan die vloek? Breek jy dan dit wat in die lede kom? Gaan jy vorentoe as die een wat jou huis regeer? Die Here sê, uiteindelik sal tot jou kinders in eer voor hom lewe. Hoor die woord van die Here vanmôre. Ek wil klaarmaak, ek wil myself haas. Deuteronomium 6, vers 6 en 7, praat nog 'n stukkie. Deuteronomium 6, vers 6 en 7, hy sê, en hierdie woord wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. 'n Vader na die vader se hart, 'n kind kyk na 'n vader wat opkyk na die hemelse Vader. Ek sal nooit vergeet, wanneer ons gesit en luister het na hulle wat die vaders van ons kerk ons oorvertel. Die woord wat hulle gesê het, jy moet links draai hier, of jy moet stil staan daar. Kyk 2 keer die kant toe en 2 keer die kant toe voordat jy 'n pad oorsteek.
wanneer die vaders praat, en hulle eer God, dan word die kinders ook geëer. Wanneer ons in die huis sit en ons kinder oor allerhande dinge en ons praat die kerk sleg, dan gaan ons kinders nie kerk toe kom nie. Ek sê nie, moenie slegte goed praat nie. Maar wat ek vanmôre vir jou sê is, wees versigtig wat jy oor jou tong. Praat eerder oor die Here. Praat eerder oor die Bybel. Sing eerder 'n koortjie. Leer hulle om God te eer, en hulle sal in die huis van die Here bly staan. Maar weet jy, ek gaan nie sê, daar's baie huise, wat baie groot dinge te sê oor kerke, en sleg praat, op die einde van die dag praat hulle kinders so teen die kerk, dat die kinders nie die Here wil dien nie. En dan word hulle ateïste, en sataniste, en akedisse, of iets ek weet nie. Maar wanneer jy Vader die Here eer, en die Here dien, voor jou kinders in jou huis, dan gaan hulle dit ook doen. Ek het dit hier gesê, kyk bietjie na kinders in die huis van die Here. Dit gee vir jou 'n aanduiding hoe dit in huise gaan. Vriendelike kinders dui op streng ouers. Weet jy dit? Kyk bietjie mooi, as kinders mooi maniere het, is die ouers baie keer baie streng. Ek is militaristies streng. Ek sê dit vir jy reg, dit is my kinders, en hulle is kerkkinders. En weet jy, die gemeente kyk ook na my kinders. En wanneer die gemeente kyk na my kinders, hoop ek nie eendag een van die kan sê, hoor wat ek sê, dat hulle jou seer gemaak het nie. Maar dat my kinders jou gelei het, soos wat ek hulle lei na die Here toe. Hulle moet 'n voorbeeld wees. Ek probeer die voorbeeld volg. Ja, ek het 'n sin vir iemand. My dienstbanners. Ek wil die een ding vertel, dat ek vir my paar dienstbanners, ek het dit vir 'n week nie geloop nie. So ek het op verdraaglikheid ook geleer. Maar kom, ek gaan vir jy dit vertel. Die Here sien jou raak, broer van my. Dis nie net negativiteit wat ek wil spreek nie, ek het glad geen negativiteit gespreek. Ek het rigting gebring vanmôre in jou huis. Ek gaan nie een ding vertel, jy kan maar nou voel soos wat jy voel, soos wat jy voel. Daar binne in my erf staan daar 'n groot motorfiets. Het so 'n pyp op die kant en maak 'n groot lawaai. As ek daai ding staar, dan weet die bure dit, en die gouvernement daaronder in Tambo 'n bietjie weg, weet ek. Die speedkops weet, die kom maar ou met die groot geraas. Ek hou van 'n motor. As ek 'n wie uit kon besit, sou kom besit. En ek sou vir hom sulke pype gegee, dis die daai wat hulle op die strand mee ry. Sulke groot sandblasterwiele. Weet jy hoekom? Want ek is manlik. Daarom ry ek my motor. Dit gaan nie oor dit of dat nie. Die Here het al met my gepraat op daai motor. Dit gaan nie oor sis of so nie. Wie hou nie van 'n mooi bak nie? Ag, moet jy, ek wil nog altyd my lewe lank so 'n ou minietjie gery het. Wys dan of my waar's daai broer, ek wil jou gou skep. Jy wil manlik wees. Is dit nie so? Ja, nie almal van ons kan dit bekostig nie. Op daar. Alles aan ons wat hou van 'n vinniger een. Dis wimpie, hulle jaag. Hy kan raak net hier en daar grond. Maar daai is 'n spoed van 'n ander vraag. Ou vola kan nie. Daai kevertjies. Ek word net so oogwimpers as ek wil maak. Maar vanmôre is my gedagte aan u. Wees 'n man vir die Here. Wees 'n vader vir sy huis. En jou kinders sal in jou voetstappe volg. Dit beteken nie skik jou vrou rond en skop jou hond nie. Dit beteken wees 'n voorbeeld vir dit wat priesterskap in die huis van die Here is. Dit beteken nie wees 'n billebak, dit stamp mense rond en wys hoe groot en sterk jy is. Die spiere beteken vir my niks nie.
My boetie, as ek my hand uitsteek, is hy so groot. Dis my oudste broer. En so groot soos wat ek is, hier tussen 4 humor, ek het groter geword as hulle om hulle pakke slaap teen te staan. Ek maak net so nou, ook hulle al 2 vas. Maar laat ek dit vertel, dit het daai kort oukie, daai taai soos 'n ratel oukie. Daai oukie wat niks kan stuit nie. 17 jaar oud, toe verlaat hy die skool, toe word hy 'n polisieman. Hulle het hom gesê, hy is te kort om 'n polisieman te wees, hulle moet 'n lengte hê. Toe bewys hy hulle verkeerd. Ek wil sê, ek het so kort oud gesien 'n polisieman word waarvoor sulke lang ouens bang was. Omdat hy die manlikheid van God binne hom opgeneem het. Sê ek neem my vaderskap op. Hoor jy wat ek sê? Maak nie saak of jy skoonman is of so ou is. Vader is 'n vader. Maak nie saak hoe mooi jou kuif is nie, ek het ook 'n mooi en hy werk met 'n sherry. Ek kan hom anders as jy. Maar vader is ek nog steeds. En 'n vader is u nog steeds. Vanmôre eer ons vaders. Daardeur eer ons hemelse Vader. Nou wil ek elke vader wil dat opstaan op sy voete vanmôre. Ek gaan nie anders skriffies los. Ek kan dit ook vir u bring. Vanmôre is manifestasie. Ek vra nie as of was of wanneer en wanneer hoe nie. Vat vanmôre die kleed van die Here, Vader, en beklee jouself. Trek vir jou vanmôre die ringe van God se seën aan. Sit vanmôre vir jou as kroon op jou hoof die koningskap van jou huis. Neem vanmôre vir jou die staf van God se leierskap in jou hand. Dis daar die staf, broer, Vader, waardeur Moses die Rooi See gekloof het. Dis daar die staf wat hy priesters gelei het na oorwinning. Dis daar die staf wat God vanmôre in jou hand sit as Vader in jou huis. Dan wil ek vir jou nog 'n ding sê, Vader, terwyl jy staan. Gee so 'n bietjie so 2 tree binne in die bank. Moenie ek kom staan net daar. God orden jou voetstappe. Elke tree wat jy gee tot oorwinning vir die koninkryk van God. Binne in jou huis eerste. En die res van die wêreld vir sy koninkryk. Vanmôre is dit maklik om 'n pa te word. Die challenge is om 'n vader te wees. Die Here gee jou die autoriteit en die deernis en die deursetting vermoë. Ek weet hoe dit is om 'n pa te wees. Ek weet hoe dit is om 'n vader te wees. Die lewe kyk neer op jou. Mense sien nie altyd raak wat jy doen nie. Maar daar's 'n kroos wat vir jou dit gaan bewys. Hy seën wat jy oefen volgens die eis van sy werk. Iewers te kry die Here hulle in die hande en dop hulle om. Iewers te gaan die Here terwyl hulle tussen die varke sit, broer. As jy 'n seun het wat nie die Here dien of wat jy wil hê die Here moet dien, gee hom vanmôre vir die Here. Of 'n dogter of 'n kind. Vanmôre sit ons hulle voor die voete van die Here neer. Vanmôre wanneer hulle terugkom luister, wag met oop arms vir jou kinders. Die Here gaan vanmôre jou beklee met die heerlikheid, met die krag en met die deernis. Here, vanmôre bid ek vir elke broer, vader en toekomstige vader. Die Here, dat U hulle sal raak sien, hulle sal krag gee. Dat U hulle sal deurdra. Dat U eer hulle sal beklee. En ja, Here, dankie dat ons kan sê ons het vaders. Dankie vir elkeen van hulle, Here. Ek omring hulle met die bloed van die Here Jesus Christus, soos hulle dit bid vanmôre.
Draai hulle toe in 'n kombers van u liefde en ontferming. En gee aan hulle die uithou vermoë, Here, om elke uitdaging soos 'n bil by die horings te pak. Soos Jakob die stoeigeveg aan te neem en te stoei sonder om te los, sonder dat u sal verbygaan in die seën, maar u seën, Here. Dankie, Here, vir elkeen van hulle wat 'n huis het. Vir elkeen van hulle wat hulle laat leer en lei in u waarheid. Ek bid dit, Here, en ek weet u doen dit vanmôre. Die salf en die seën hulle. Ek spreek die priesterlike seën oor hulle uit vanmôre. Dankie, Here, vir die genade. Dankie, Here, vir die deurbrake. Dankie, Here, dat u eerste Vader is en voorbeeld is. In Jesus naam. Amen. Amen. Jesaja 64 vers afsluit ek mee. Hy sê u is ons Vader. Maar nou, Here, u is ons Vader. Ons is die klei en u is ons verweerder. En ons almal is die werk van u hand. Jesaja 64 vers 8. Broer, jy is die werk van God se hand. En so bewerk jy die hand van God oor hulle wat na jou kom. Mag daar name opgeskryf wees na hierdie diens vanmôre in die boek van helde. Dis 'n boek wat ek bybring. Die boek van helde. Vader, jou naam staan daar. Die Here seën.